Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag die 22ste Augustus 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Here God, dankie vir die voorreg wat ons het om op hierdie Saterdagmôre sommer net in die teenwoordigheid te mag wees. Dankie dat ons met U mag praat, Here. Dankie dat U met ons kom praat deur die woord. Here, ek kom vra ons vir U inderdaad vanoggend om maar deur 'n stofmannetjie wat hoogstens kan brabbel, Here, maar 'n reguit hou kom slaan. Here, voed U vir ons deur die woord wat net U kan doen deur die Gees. Ons is in totaliteit afhanklik van U. Praat met ons ook vanoggend, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is dan nou inderdaad gaan aan hierso in 1 Petrus, ons is nou by 1 Petrus 17 vers 17, 1 Petrus 1 vers 17. Ons het 'n bietjie gepraat gister hoe 'n oproep om heilig te lewe, as gehoorsame kinders, as uitverkore kinders van die Here, as afgesonderde kinders deur die Here, as besprinkelende kinders met die bloed van Jesus van die Here, moet ons heilig lewe. Dis waartoe hy ons geroep het. En dan gaan hy aan in vers 17 en praat hy nou met hierdie mense wat in die verskillende provinsies van die Romeinse ryk is, wat tussen heidene is, tussen 'n klomp ander godsdienste is. Dan kom sê hy vir hulle: aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Kom ons stop net gou so 'n bietjie daarna. Aangesien julle hom as Vader aanroep, né? Aangesien ons vir God, ons praat tog van God die Vader. Ons praat van Jesus as sy seun en die Heilige Gees, né? Wat in ons kom woon, wat deur ons werk, die Gees van Jesus Christus wat onder ons kom woon het. Ons kop is te plat, vriende, vir die drie eenheid. Kom ons sê dit vir mekaar. Maar ons weet, as ons na die woord kyk, staan dit baie duidelik vir ons uit, dat God is 'n drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, né? So ons roep hom as Vader aan. Ek en jy praat baie keer met Jesus en baie keer praat ek met die Heilige Gees om te sê: o Heilige Gees, Gees van die lewende God, lei ons asseblief in dit wat ons moet doen. Nou kom sê hy: aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel. Dit is nogal baie skerry wat Petrus hier vir ons sê. Hy onpartydig kom oordeel hy oor ons dade. Vriende, ek dink ons verloor dit in die prentjie, ons almal maar vir ons, né? Om te sê maar, ek bedoel, dit is mos maar net liewe Jesus, liewe Jesus, liewe Jesus, en dit is so, vriende, ons word deur genade gered. Vriende, ons moet ook vir mekaar kom sê, ek en jy bly mos tog maar verantwoordelik ook, né? Ek en jy is mos nie onverantwoordelik, omdat ons deur die genade gered word, is alles mos nie vir ons geoorloof en kan ons doen net wat ons wil hê, né? God is ook 'n regverdige God, maar sy regverdigheid het hy gekom en in Christus het hy die sonde kom straf, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, né? Maar nou kom sê hy hierso: aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, né? So hy kom sê vir ons, hy kom rig die uitdaging tot ons. Hy kom sê: hoor hierso, hierdie Vader wat julle aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, né? So hy gaan oor ons dade oordeel. Hy weet wat in ons lewe aangaan. Kom sê hy: hoor hierso, julle weet dit mos nou, sê hy vir hierdie mense. Kom sê hy vir ons vandag. Hy sê: daarom kom ek sê vir julle, julle moet dan in hierdie tyd moet julle dan in eerbied vir hom lewe as vreemdelinge in hierdie wêreld, né? Wanneer ek en jy 'n vreemdeling op 'n plek is, wanneer ek en jy 'n besoeker aan 'n plek is, dan staan ons mos maar soos 'n seer uit, né? Ek bedoel, ons skoene is baie keer anders, ons maak ons sokkies, kyk jy, ons lag baie keer vir die buitelanders wat hierso by ons aankom, né? Maar as ons vreemdelinge is, liewe vriende, behoort ons nie tot daai plek nie. Ons is net vir 'n rukkie daar, ons besoek dit. En ek en jy moet altyd onthou dat ek en jy in vreemdelingskap hier op aarde is. Ons is net 'n rukkie hier. Ons is net 'n rukkie hier so. Hy sê 70, 80 jaar as ons gelukkig is ons hier. En vir ons klink dit baie keer baie, en ek moet nou vir julle bieg, toe ek nou jonger was, het dit vir my lank gevoel. Nou met 'n ouer is, dink jy, nee, wat, dit is so vinnig verby, dit gaan net so verby. Terwyl ons hierso is,
in hierdie wêreld moet ons in eerbied teenoor die Here lewe. Dit beteken ek en jy moet God se wil doen. Beteken ek en jy moet lewe soos wat die Here vir ons vra. Soos wat Petrus net die bokant gesê het. Hy sê julle moet julle hele lewenswandel moet heilig wees, want julle is vreemdelinge hier. Julle is uitverkorenes hier, maar julle is inderdaad vreemdelinge hier, net 'n klein rukkie op hierdie aarde. Dit is nie julle tuiste nie. Julle tuiste is vir ewig en vir altyd by God. Vriende, ek dink ek en jy moet dit vir mekaar maar die heel tyd op die aarde trek. Wie is ons? Wat is ons identiteit? Ons is God se geliefde seun en dogter. Ons is hierso geskape na sy beeld om hom te verteenwoordig. Ek en jy is 'n vreemdeling hier. Ons is 'n sojourner hier. Ons is 'n besoeker hierso. Ons is soos 'n tent wat opgeslaan is en weer afgeslaan word. Ons is inderdaad soos gras en blare wat kom en gaan, wat die een oomblik nog in volle blom is, die volgende oomblik is hy weg verskroei deur die son en weggewaai deur die wind. Daarom sê hy, aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy of haar dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Om eerbied vir hom te hê. Vriende, ek moet dit maar altyd vir julle sê, om deel van die eerbied oor God, deel van die kommitment aan God, is om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. Jy is die kerk. Jy moet deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Dit is waar jy jou kinders help vorm. Dit is waar jy jou kinders, liewe vriende, deur ook vir hulle voorbeeld te stel by die kerk, by die gemeenskap van gelowiges waar jy behoort. Waar jy vir hulle voorbeeld kan stel deurdat jy vir hulle sê maar die woord van God is belangrik. Dit is die kerk is belangrik, die samekomste van die gemeente is belangrik, om te bid is belangrik, om die woord te bestudeer is belangrik, om te reflekteer, te mediteer oor die woord, om die woord te memoriseer. Is almal belangrik. Dit is hoe ek en jy eerbied op die ou ene vir God het, deur in 'n lewende verhouding met hom te staan, deur in die voetspore van Jesus te volg, deurdat ek en jy die toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, deurdat ons onsself as lewende en heilige offers vir hom gee, wat vir hom aanneemlik is, liewe vriende. Sodat ek en jy ons lig so kan laat skyn dat mense kan sien aan wie ek en jy behoort. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. My 5 sê, mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.